Goeiemôre en baie welkom hier by Kom Laat Ons Boeke Vat op hierdie Saterdagoggend, die 18de Julie. Die maand stap ook al klaar weer baie vinnig. Hy is alweer oor hier so amper 3/4 en soos ek sê, die tyd loop aan die einde van die jaar. Dit is wonderbaarlik om te sien hoe vinnig die tyd loop. My vrou het nou eendag, toe sy by die hospitaal kom, so 2 dae terug, toe was ek die eerste dag besig om voor te berei en kos te maak en alles. Toe sê vir my een ding, is dit nie wonderbaarlik hoe gou die dag verbygaan as jy besig is? Voor jy vir jou kom kry, moet jy alweer kos maak. En voor jy vir jou kom kry, is dit alweer aand, moet jy alweer reg maak en kos maak vir die aand. Ek sê vir jy praat ware woorde. So ek het nie vir respek gekry vir dames, vir julle dames wat ingeskakel is, vir alle vrouens en dames wat ingeskakel is, vir al vrouens van die huis. Ek het nie weer respek gekry vir julle. Dit is regtig, dit sit hier in al man se broek om 'n vrou te wees. Dit is al wat ek vir jou kan sê, want dis iets wat nogal aan jou vat. As jy dit nog nooit gedoen het, probeer maar. Baie keer hoor ons huisvrou, dan klink dit lekker. Iemand kan by die huis sit die hele dag en niks doen nie. As dit maar so maklik was, nee, dis nie so maklik nie. Gaan probeer die huisvrou se werk vir een dag. Kyk waar sy net om te begin, waar sy die goed bære in die kaste. Dis al klaar 'n ander vraag daai. Waar bære jy dit, vrou? Waar bære jy dit? Op waar moet die stoof gestel word? So, daar's baie vrae. Vir julle wat vanoggend vir die eerste keer, ek sien daar's geredelik mense wat inskakel, nuwe luisteraars wat inskakel, baie welkom. Is lekker om jou hier te hê. En die idee hierso is net om in die oggende stil te raak vir so plus minus 10 minute, rustig te raak, te ontspan. Vir die Here sê, Here, maak my hart stil, maak my verstand stil, maak my oop en ontvanklik vir u woord. En ons almal sit hier, ek included, saam met jou sit hier vanoggend om te wag vir die woord, vir Jesus om iets te deel met ons. Ek het gister iemand gehad, ek wil nie groot uitbrei nie, maar ek het gister iemand gehad wat my daar 'n lang tyd gekontak het en vir my 'n vraag gevra of ek hom kan help met iets. Toe dink ek onmiddellik aan vriende. Wat is 'n vriend? Ek wil dit so hand aan hand met vanoggend inwerk met vanoggend se Psalm. Vanoggend se Psalm, as jy dalk jou Bybel wil oopmaak, as jy meer as welkom gou jou Psalm. Ek gaan nie sê tot hoe lank laat ons, tot hoe ver ons lees nie. Ons kan 'n bietjie verder, 'n bietjie korter lees, afhangende hoe die tyd ons vang. Wat lekker is, ek kan so 'n bietjie knip. Ek gaan kyk hoeveel ek kan lees, maar ek gaan nie die hele Psalm lees nie. Die rede daarvoor is, jy kan solank jou Bybel vat en slaan oor na Psalm 119. Slaan oor na Psalm 119. Die stukkie se naam wat ons vanoggend lees daar, en die tema van vanoggend ook is, u woord vergeet ek nie. U woord vergeet ek nie. Ons is hierdie week 'n bietjie in Psalm stil gestaan om te loof en te prys die Here en dankie te sê en 'n bietjie aan die Here spesifiek te dink. Ons het so baie probleme van ons eie, ons het so baie om te vra vir die Here. So, vir hierdie week het ons stilgestaan 'n bietjie in Psalms bekend vir loof en prys die Here. Dis eintlik waaroor dit gaan, en dis wat ons graag wil doen hierdie week, en dis wat ons altyd wil doen, for that matter, nie net hierdie week nie, maar hierdie week het ons vasgesteek en 'n bietjie in Psalms 'n draai gemaak. Het beteken nie ons is klaar met Psalms, ons gaan heel waarskynlik, soos die Heilige Gees my lei, weer in Psalms 'n draai kom maak, maar vanoggend Psalm 119. Wat spesiaal is aan Psalm 119, is dis die langste Psalm in die Bybel. Dis ook die langste hoofstuk in die Bybel. Psalm 119. Om aan te gaan by my storie waar ek besig was om te praat, toe kontak die persoon my toe, vra hy vir my 'n vraag. Ek wil eers uitbrei omtrent die vraag nie. Toe dink ek aan myself, is wat is 'n vriend? Toe ek vanoggend kom sit, toe doen ek 'n bietjie opsomming, toe gaan ek 'n bietjie na meneer of mevrou Google toe en ek vra, verduidelik asseblief vir my, definieer asseblief vir my vriend. Ek moet vir die definisie lees. Ek en jy weet wat 'n vriend is, maar kom ons kyk 'n bietjie na hoe Google 'n vriend definieer. Hy sê die volgende: 'n vriend is 'n persoon met wie jy 'n loyale verhouding en intieme band het. Hierdie persoon ondersteun jou in tye van nood, bring die beste in jou na vore en bied opregte geselskap
en loyaliteit. Ek gaan nou nie weer 'n keer lees nie, ek wil net vir jou sê, dis wat Google sê is vriendskap. Toe ek bietjie sit te dink, dink ek by myself, ek is eintlik baie teleurgesteld in die definisie van 'n vriend of 'n vriendin. Want dis vir my, om 'n vriend en 'n vriendin te hê, is vir my 'n bietjie meer. Of miskien kan jy my help vanoggend, is ek totaal in die verkeerde rigting, het ek heeltemal die verkeerde roetewyser gevat, of dink ek 'n vriendskap is meer as wat dit sê hierso, as wat die definisie sê. Ek het toe my definisie neergeskryf, en my beskrywing, ek moet meer sê, my beskrywing neergeskryf van 'n vriend of 'n vriendin, en dan kan jy vir my sê, van wie, wat die ene dink jy is die redelikste, akkuraatste uiteengesit. My definisie of uiteensetting van 'n vriend is die volgende. 'n Vriend is iemand op wie jy ten alle tye kan vertrou. Dis belangrik. Dis vir my doodbelangrik in 'n vriendskap, dat jy met jou vriend of jou vriendin ten alle tye kan vertrou. As jy nie jou vriend of jou vriendin kan vertrou nie, Ek wil amper sê, elke punt wat ek hier gaan doen is vir my belangrik, want as jy dit nie kan doen nie, dan is dit nie 'n vriend of 'n vriendin nie. Punt nommer 2. 'n Vriend is iemand wat jou nooit, ooit in die steek sal laat nie. So met ander woorde, onthou wat ek in die begin gesê het, as jy 'n vriend het en hy ontbreek een van hierdie punte, is dit amper, wil ek sê, neusie verby, dan is dit nie meer 'n vriendskap nie, dan is daar 'n probleem in daai vriendskap. 'n Vriend is iemand wat jou altyd sal ondersteun en onderskraag. Ongelukkig tussen my en jou is dit so, dat as daar verkeerde dinge oor die pad kom, kan dit ook in hierdie punt bykom, maar ons vra in hierdie geval dat 'n vriend iemand sal wees, dat as jy iets verkeerd doen, of iets verkeerd beplan, dat 'n vriend jou sal stop, en sê, wow, nee, dis verkeerd. Dis 'n vriend daai. 'n Vriend is iemand wat jou belange op sy hart dra. 'n Vriend is iemand wat intens lief is vir jou. 'n Vriend is iemand wat altyd daar sal wees vir jou. 'n Vriend is iemand wat jou sal bystaan en dra in moeilike tye. 'n Vriend is iemand wat tyd maak vir jou, wat alles in sy vermoë sal doen om jou gelukkig te hou. Hy sal nie iets doen wat jou ongelukkig maak nie. En julle geniet mekaar se teenwoordigheid en deel belange met mekaar. So dis my beskrywing van 'n vriend. Weet jy wat is nogal pragtig, as ek hierdie stukkie vat, dan soek ek so 'n vriend. En ek weet nie of jy vanmôre saam met my sal stem, dat jy ook dalk so 'n vriend sal soek vandag nie. Jy hoef nie ver te soek nie. Ek dink ons hemelse Vader, Jesus, is daai vriend, presies wat ek hier verduidelik het vir jou, en meer. Hy is definitief intens lief vir jou, en hy het al die ander eienskappe. So jy hoef nie te ver te soek nie, jy hoef nie te diep te soek nie. As jy sukkel met vriendskappe, of jy kry nie 'n goeie vriend of 'n vriendin nie, moenie bekommerd wees, Jesus en die Heilige Gees lewe in jou. Hy sê vir jou, my vriend of 'n vriendin, kom sit hier langs my, kom ons gesels, kom ons raak lekker en gesels, en deel alles wat op jou hart is met my, en ek dra jou en ek help jou. So ek is die persoon wie jy soek, die vriend met wie jy soek. Ons gaan nou tyd uit hardloop, so kom ons lees so 'n stukkie daar uit Psalm 191. U woord vergeet ek nie. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie, en is sy weë en in sy weë wandel. U het u bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan 'n voorskrif kan hou.
As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad opgee nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ten harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrif hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Die antwoord, deur hom te hou aan u woord. Ons eindig af met vers 10 en dan dink ek gaan ons môreoggend aan met vers 11. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Pragtige psalm daar, Psalm 191, en ek dink ons gaan definitief môreoggend aan by vers 11. Dan maak ons Sondag klaar met psalms en dan beweeg ons aan. Dankie vir die inskakel, dankie vir die kom saam luister, dankie vir die vriendskap. Dankie dat jy net daar is vir jou maat, vir jou vriend, jou vriendin, vir jou familie in Christus as hulle jou nodig het. Dankie dat jy, as jou vriende in Christus, jou familie in Christus jou nodig het, dat jy op jou knieë gaan en sal bid vir hom of haar. Ons maak ons oë toe en ons gaan sit by die Here Jesus se voete. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier by die voete kan kom sit en dat ons kom op soeke is en dat ons op die Psalm 191 'n draaitjie kan kom maak en kan kom kyk en kan kom luister wat u vir ons te sê het. En dat ons elkeen 'n verskillende boodskap daar uittrek. Dankie Here dat u ons vriend is. Dankie Here dat u altyd daar is. Dankie dat u ons dra in tye wat ons swaar kry, maar dat ons by u kan kom juig en kom hande klap en soos Dawid spring voor die ark en dans voor die ark as dit goed gaan met ons en sê, ons het 'n magtige en kragtige hemelse Vader, hy is goed vir ons. Hy wil graag hê dit moet goed gaan met ons. Maar ook wil hy graag hê ons moet hom aanbid en hom erken as die almagtige Vader. Dankie Here dat ons kan stil raak vanoggend by u en net toelaat dat die Heilige Gees sy werk in ons doen. Dat ons vir die Heilige Gees kan sê, Heilige Gees, asseblief, haal uit hierdie woord uit wat ek nodig het vir die dag en lei my die res van die dag. Here, wil jy asseblief gaan met almal wat pyne en skete het. Here, ons hoef nie te vra dat u hand lê nie, u is binne in elkeen van ons wat u gekies het as ons koning. U lewe in die vorm van die Heilige Gees binne in ons. So ons kan maar net vra, Here, lê asseblief 'n hand, 'n healing hand van gesondheid op almal wat nog vanoggend skete het, pyne is, wat dalk 'n bietjie siek is, of dalk hartseer is, dalk slegte nuus gekry het. Wil jy asseblief net vir ons styf vashou en almal dra wat vanoggend dra nodig het. Vir almal wat hardloop, wat spring en dans soos Dawid, is ons saam met hulle bly, Here. Wil jy asseblief help op hierdie Saterdagoggend om ons baadjie aan te trek, ons baadjie van liefde, ons moet dit nooit vergeet nie. En ons moet nog minder vergeet om daai liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons steek ons hande op na die hemel, ons vra, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuur van ons lewens en ons geesteslewe en bestuur ons voertuig tot aan die einde van die jaar. Waar u in beheer is, daar vertrou ons gaan alles 110% gaan. So ons plaas ons vertroue op u, wat die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig oorvat en dit vir ons bestuur. Vergeef asseblief ons vermenigvuldige sonde en help asseblief vir ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons vra dit nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen uit u groot en almagtige en liefdevolle naam alleen. Amen.